Goed julle, kom ons begin nou weer ons werk hierdie kwartaal. Ek was nou laasweek 'n bietjie siek, so ons kon nou nie aangegaan het verlede week nie, maar kom ons maak nou hierdie week 'n begin. En dan gaan ons nou aan. Ons moet vandag aanbeweeg na Sondag 32 toe. OK. Maar voor ons begin, kom ons bid eers. Onse Vader, baie dankie dat ons nou weer kan voortgaan met ons. Om in u woord te wees aan die hand van ons Heidelbergse katekismes. Dankie Here dat u mense in die verlede gegee het, herders en leraars, deur die Heilige Gees in u kerk, om ook ons te help, om te verstaan. Ons loof en prys u daarvoor, Here. Help ons, Here, om ook aan hulle hand gelei te word, maar dan altyd in die woord ook in te wees. Omdat hulle ons ook juist wys op die woord. Die ware leraars wys ons op die woord, en help ons dan om in die woord te wees ook. En baie dankie, Here, dat ons vanmiddag so saam kan kom, en ons bid tot u, in die naam van ons Here Jesus. Amen. Goed, ek dink voordat ons nou een steek verder werk, moet ons net so 'n bietjie hersien. Moet ons daarom net ons koppe by mekaar kry, en dan moet ons al by Sondag 32 invaar. Goed, nou ons moet nou nie al die werk probeer doen wat ons nou al gedoen het nie. Dit is toch belangrik dat ons net so 'n bietjie, net ons koppe weer by mekaar kry. Ek kan net hier 'n koutjie kry. Ja. Goed, so kom ons sê, as ons moet sê, wat is die groot tema, of die groot ding wat die Heidelbergse katekismes ons leer? Wat dink julle is dit? Ons enigste troos in lewe en sterwe. Ons enigste troos in lewe. Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? En wat is die antwoord daarop? Ons ken onsself nie, maar Jesus Christus behoort. Ja, nee, soos enigste troos is, ons skryf dit hier, enigste troos is ek behoort aan Jesus. OK, dis ons enigste troos. Hoe dit gekom? Wat doen Jesus dat ons aan hom kan behoort? As ons nou dink 'n bietjie aan Sondag 1 se vraagie en antwoord 1. Wat doen Jesus dat ons aan hom kan behoort? Daai is omtrent al 'n hele samevatting van die hele katekismes omtrent. OK? Hy Koop ons vir sy bloed. Ja, mooi. Hy koop ons met sy kosbare bloed. Koop hy ons los uit die oordeel. Pragtig. En hy bevry ons Frans in die mag van sonde. uit die mag van sonde en Satan. Ons word dan wat? Kinders van God. En Jesus bewaar ons, sodat geen haar van ons hoof afval as dit nie die wil van ons hemelse Vader is nie. Hy maak my bereid en gewillig om vir God te lewe. Hy gee vir my 'n nuwe lewensdoel, wonderlik, en 'n toekoms uiteindelik. Nou vraag 2, so hoeveel dinge moet ons weet om in hierdie troos te kan deel? Gebruik aan sondes en ellende is en ons dalk nie verloos kan word. So kom ons sê so, ja, hoe groot is ons sonde en ellende? OK. En dan, wat sê jy hierso aan Johannes? Ons daarvan verloos kan Word ons verlos. OK. En dan? ons in dankbaarheid kan Dankbaarheid, nee, ons dankbaarheid, daar was natuurlijk nou 'n geweldige reaksie van dankbaarheid. Na 'n blydskap. As jy jou ellende besef, jy sien hoe word jy verlos, en jy beleef die verlossing, dan kom daar by jou dankbaarheid, nee. En dan
gaan die derde deel oor, hoe lyk dit dan baie prakties, hoe leef ons dit uit, nou, kom ons praat 'n bietjie hierso, hoe groot is ons sonde en ellende, as ons net dit, dis nou Sondag wat tot wat gaan daaroor? 2 tot 4. Sondag 2 tot 4, mooi, ons skryf dit hier, Sondag 2 tot 4, as jy dit so 'n bietjie moet saamvat, as ons het sê, Sondag 2 tot 4, wat is die ding wat 'n mens daar onthou? Hoe groot is ons sonde en ellende? Ons is nie in staat om God in ons, of ons is net in staat om in God in ons hart te dring. Ja, ons is geneig om God en ons naaste te haat. So kom ons skryf dit hier. Geneig om God en ons naaste te haat. En wat se woord sal ons dit nog kan beskryf? Totaal verdorven. Ons is totaal verdorven. Ja. Totaal verdorven. Ek dink dit is, nou daar kom nog baie dieper in, maar dit is die groot saamvat, nee. Nou, hoe word ons uit hierdie krisis vir ons, en natuurlik maak dit ons dan ook, ek dink 'n belangrike ding, skuldig voor God. Ons is skuldig voor God. Ons is onder, gaan ek sê, onder God se toorn. Okay. Hoe word ons hier uit verlos? Uit die oordeel, uit die skuld en uit ons verdorwe natuur. Hoe word ons daaruit verlos? Ons het 'n middelaar nodig. Ons het 'n middelaar nodig. Ja, 'n middelaar. Kom ons praat 'n bietjie oor daai middelaar, Sondag 5 en 6. Nou daai middelaar, hoe moet hy wees? Waarlik God en waarlik mens. Ja, waarlik God en waarlik mens. Ons het 'n middelaar. Die middelaar. Hy is waarlik God. En mens. Wie is hierdie middelaar? Jesus. Jesus, nou. En waar uit weet jy dit? Die woord van God. Uit die woord van God, uit die heilige evangelie, ja. Ok, en sê vir my, deel alle mense in die middelaar se verlossingswerk, soos wat ons almal in Adam verlore is. Nee, maar net die wat in hom glo. Ja, die wat in hom glo, nee, die wat ons is deur die geboorte in Adam, deur die geloof in Christus. Nee, so almal wat deur die geloof is, kom ons sê hierso, deur die middelaar, die geloof in Christus is ek uit Adam in Christus. Okay. En dan word van hier af die 12 artikels behandel. Nee. Want ons behandel die 12 artikels want daar word gevra, wat moet 'n Christen glo? Ons sê, ons is deur die geloof in Christus, deur die geloof in Christus is ek uit Adam en in Christus, in geloof. Maar nou, wat moet 'n Christen glo? Die evangelie. Ja, die beloftes van die evangelie. Nou, die beloftes van die evangelie. Waarin word die beloftes van die evangelie saamgevat? Die eindelijk mag die geloofbelijdenis. Ja, wat is 'n geloofsbelijdenis, Marie? 12 artikels. Die 12 artikels, of die apostoliese geloofsbelijdenis, daar word dit van saamgevat, natuurlijk ook in Hosea, Athanasius. Maar die 12 artikels is van die katekismus. Ja. En in die 12 artikels, oor wie gaan dit? God die volgende polisie en volledige. Dit sê dan vir ons ook, die belofte van die evangelie is
God, nee. En daarom leer ons nou meer oor God. En as ons nou van hier af verder aanleer in die 12 artikels, verstaan ons sê, ons vat dit so 'n bietjie hier saam. Hierdie is Sondag 5:6, hierdie is Sondag 7, en dan kan ons hier so sê, behandeling van 12 artikels. En dit is van Sondag 8 af tot 22. Ja, word die 12 artikels vir ons behandel. Nee, maar ek gaan nie nou dat ons daarin in diepte ingaan nie. Nou, na die 12 artikels behandel is, word daar gevra by Sondag 23. Wat baat dit jou dat jy dit glo? Wat baat dit jou dat jy dit alles glo? Wat sê julle? Dink 'n bietjie, kyk 'n bietjie daar, Marie, maak ook 'n boekie gou daar. Dink 'n bietjie. Dis nogals 'n belangrike Sondag afdeling met daai. Wat baat dit jou dat jy dit alles glo? Wat sê jy daarin, Johannes? Dat ons dat in Christus regverdig is en Ja, dit is, kom stop net daar, ek dink dit is al klaar, dat ek in Christus voor God regverdig is. Ek staan voor God, het ek voor God gestaan, hoe? Sondig en onder God se oordeel. Nou staan ek voor God, nie meer op my eie nie, maar in Christus, en dan is ek regverdig. En ons skryf net dit neer, dit is ek dink dan al die belangrike, nie? In Christus, voor God, regverdig. Hoe? Wat verduidelik ek my nou regverdig? Is dit my eie regverdigheid? Met Christus vir my in my plek wat gedoen het. ons die straf gedra het en vir ons regverdige lewe het. Ja, pragtig. Hy het vir ons die straf gedra en hy het vir ons regverdig geleef. Of ons kan dit dalk 'n bietjie meer detail sê. Hy het vir ons in ons plek die wet van God nagekom. OK. So dis belangrik, né? En dis hoekom ek voor God regverdig staan. Ek het 'n middelaar nodig wat betaal die skuld. OK. Ek is deur die geloof in hom. Toe het ons die geloof behandel. OK? Toe sê ons, maar wat baat dit jou? Dan gaan ons so 'n bietjie eintlik weer terugsoem toe. Is dat ek in Christus, deur die geloof in Christus ek nou voor God regverdig. OK. En toe daarna, so na 24 het ons so 'n bietjie op uitgebrei. Skiep hom eers. Dan sakramente. Sakramente was Sondag 25 tot Sondag 30. OK? Sondag 25 tot 30. Hoeveel sakramente is daar? Ja, wat is dit twee? Doop. En nagmaal. Wat doen sakramente? Verseker jou van wat Christus vir ons gedoen het. Ja, dit verseker ons wat Christus vir ons gedoen het. Mooi. En ons kan dit ook noem, dan is dit sakrament 'n Teken is 'n seël. En as dit 'n teken is, wat doen die teken? En wys vir Dit wys vir ons. Dit wys vir ons, verseker vir ons. Baie mooi, né? Wys vir ons. As dit vir ons wys, dan wys dit vir ons wat Christus vir ons gedoen het. Dis soos 'n video van dit wat Christus vir ons gedoen het, né? So by die doop, wat sien ons by doop? Ons sien wat? Christus wat homself vir ons opoffer. Goed, jy's reg, maar kom ons kyk net, ons kyk hier, wat sien ons by doop? As ons 'n doop sien gebeur, wat sien ons? Sondes wat afgewas word. Ja, maar nou voorstel dit, ons sien net wassing met water.
En Christus het dit in ons laat. Waarvan is daai wassing met water 'n teken? Die sondes wat afgewas word. En ons kan ook sê dit is watter woordjie? Reg. Dit gaan oor die regverdig verklaring. My sondes is gewas, ek het vergifnis. En dan sal nog wassing met wat? Wassing, dit wys op die wassing met die bloed. Dit gaan oor vergifnis, dit gaan oor regverdig verklaring. Wassing met wat nog? Die Gees. Wassing met die Gees. En wat doen die Gees? Ja, hy lei ons in Christus in Christus se dood, in Christus se opstaan. So, ek word nie net in Christus aan die kruis, is nie net die vergifnis van sondes nie, dit is ook die nuwe lewe. Ek het 'n verdorwe natuur en ek is skuldig. So, die skuld word betaal, die doopse wassing met die water wys dit, die wassing met die bloed. Maar ek het ook nuwe lewe nodig. En hoe gebeur dit? In Christus ingedoop. Nee? En in sy opstanding, die Heilige Gees doen dit vir my. Nou, oké. En dit is ook gepraat oor kinderdoop, ons het gepraat ook oor nagmaal, nee? As ons die nagmaal daar sien, wat sien ons op die nagmaaltafel? Brood en wyn. Brood en beker. Brood en beker. Dis wat ons op die tafel sien. Jy moet eers in die beker inkyk voor jy die wyn sien. As jy so van ver af kyk, dan sien jy die brood en die beker. Okay? Waarvan is dit 'n teken en 'n seël? As jy dit sien, waarvan is dit 'n teken en 'n seël? Christus wat vir ons gekruisig is. Mooi, die gebreekte brood en die uitgestorte wyn, die beker wys vir ons op Christus as 'n liggaam vir ons gebreek is tot volkomme versoening van al ons sondes. En as jy nou na die tafel toe loop en jy neem die brood en jy neem die beker en jy eet die brood en jy drink uit die beker, waarop wys dit en waarvan is dit 'n waarborg vir jou? Dat Jesus se offer aan. Ek neem dit nou ook aan. Dit help te veel. Jesus staan daar doelver en jy bly hier doelver nie. Ek moet na hom toe gaan en hom aanneem en dit eet en dit drink. En dan, wat wys dit vir my as ek dit eet en drink en die brood kom nou in my lyf en die wyn kom in my lyf en wat wys dit? Wys dat jy deel het aan. Ek het nou regtig deel aan hom, hè. Daai wys vir my dat as ek dit sien, as ek het regverdig verklaring, die ewige lewe, as ek dit inkry, of dit wys vir my, daar by Jesus is regverdig verklaring en ewige lewe, die nuwe verbond in sy bloed. As ek dit inkry, dan kom dit in my, en Christus kom leef in my, Christus is hier, ek het in Christus, en Christus in my, het ek regverdig verklaring, nuwe lewe, nuwe verbond. Okay, dis wat dit vir my was. Die hele storie van die evangelie. Okay, en wys dit van gedurig, want ons het gedurig nagmaal. Okay, en toe het ons gekom by, wat is die laaste dingetjie wat ons behandel het? Sleutels. Die sleutels van die koninkryk. Dit is Sondag teen. Al gaan die sleutels van die koninkryk. Kom ek vra so, hoeveel sleutels is daar? 2. 2 sleutels. Mooi, en wat noem ons daar 2 sleutels? Verkondiging en die tug. Mooi, die verkondiging en die kerklike tug. Die verkondiging van die evangelie en die kerklike tug. Nee. En dis baie belangrik, want dit loop altyd saam met die sakramente, veral saam met die nagmaal loop dit. Nou, want die nagmaal is ook 'n prentjie vir ons van die mense wat regtig hierdie geloof in Christus is. Maar daarom kan hy gelaars en mense wat ook onderwys met hulle lewe dat hulle nie in Christus is nie. Ons nie by die nagmaaltafel wees nie. Daarom moet daar ook die sleutels wees van die koninkryk waardeur mense inkom
prediking bring mense in, maar sluit ook mense uit. Maar dan is daar ook die kerklike tug, waardeur die ouderlinge mense moet afhou van die nagmaaltafel af. Ok, dus dit maak dit vir julle sin. Ok, so en dit is waardeur ons nou gewerk het. Nou moet ons begin met die deel oor die dankbaarheid. Ok, dit is waarby ons nou vanmiddag moet begin. Nou, kom ons merk daai werk van julle en dan gaan ons 'n bietjie in die katekismus boekie self ook. Sondag 32. Ok, kom ons kyk. Eers afdeling A, né? Goed. Doen ons goeie werke uit eie krag? Wat sê jy, Marie? Nee, maar uit krag van die Heilige Gees. Uit die krag van die Heilige Gees. Ja, goed, ons moet nou 'n bietjie daaroor nou verder praat, né? Nou, 2. Sê kortliks hoe ons in staat is om goeie werke te kan doen. Deur die genade van Christus. Goed, die genade van Christus, stem saam, ok. Noem 3 redes waarom ons goeie werke moet doen. Marie, wat sê jy? Sodat ons met ons hele lewe kan bewys dat ons God dankbaar is vir sy welwillendheid en hy het ons geprys. En sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry en sodat ons deur Godvreesende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen. Mooi, nee, daar is die 3 redes. So met ander woorde, dankbaarheid en verheerliking van God, daai 2 goed loop saam, sekerheid kan kry uit die vrugte, ja, dis 'n baie mooi belangrike een, hè? En dan ook sodat ons naaste kan wen vir Christus met ons nuwe Godvreesende lewe. Nou, ok, kom ons kyk 'n bietjie vraagie 4, oor wie gaan dit as ons goeie werke doen? Oor wie gaan dit as ons goeie werke doen? Noem 3. Johannes, wat sê jy? God, onsself en oor ons naaste. Ja, dit is mooi, nee, God, want ons verheerlik God en ons is dankbaar teenoor God, en vir onsself kry ons sekerheid en ons naaste wat ons ook nou beïnvloed, nee, met die sout en lig te wees. Nou, ok, kan kerkmense wat nie goeie werke doen nie, hemel toe gaan? Sê jy, Marie? Ja, die Bybel sê dit duidelik dat hulle nie sal nie. In Korintiërs 6 vers 19 en Efesiërs 5 vers 5. Mooi, hè? Ek dink ons kan ook daar sê 1 Johannes hoofstuk 2, vers 3 tot 5. Hy wat ek dat sê dat ek hom ken, maar sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, nee, die waarheid is nie in hom nie. Nou, ok. So belangrik hierdie hele ding oor goeie werk. Nou ons gaan nou 'n bietjie daaroor verder ingaan. Kom ons kyk bietjie na afdeling B. Wat se offers moet ons bring en wat moet ons verkondig volgens 1 Petrus 2 vers 5 en versie 9? Wat sê jy daarso aan, Johannes? Geestelike offers bring en ons moet verkondig die deugde van Christus. Ja, en dit word nou gedoen omdat ons verlos is, nee. Nadat ons verlos is, verkondig ons die deugde van God. En ons bring geestelike offers deur Christus. Ok. Wat moet ons volgens 1 Korintiërs 6 vers 20 doen, Marie? God verheerlik die liggaam en siel wat aan God behoort. Ja, want jy is duur gekoop, né? Dan moet ons hom verheerlik. Ja. Right, en vraagie 3. Wat maak ons vas as ons goeie werke doen? Wat sê 2 Petrus 1 vers 10? Sê jy? Roeping en verkiesing. Ons roeping en verkiesing. Daar is nie mooi nie om sekerheid te kry. Nou, ons kry sekerheid. Right. Nou, wat leer Matteus 7 vers 17 ons? Want 'n goeie boom dra goeie vrugte en elke slegte boom slegte vrugte. So met ander woorde, mens sien ook die werklikheid van verlossing in die nuwe lewe, né? Ok. Wat leer ons uit 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10 oor diegene wat nie goeie werke doen nie? Beerwe nie die koninkryk van God nie. Ja, dis rof, hè? Dis rof.
Paulus is baie sterk daaroor nie, dat iemand wat verlos is, sy lewe verander. Ja. Nou, kom ons gaan 'n bietjie daarop in, kom ons kyk wat sê ons katekismes. Ons maak eers ons katekismesboeke net daar oop, by Sondag 32. OK. Goed. Nou, wat staan reg bokant Sondag 32? Maar hier sien jy iets vir haar geskryf, is 'n opskrifie of iets van die aard. Die derde deel oor die dankbaarheid wat ons aan God vir die verlossing verskuldig is. Die dankbaarheid wat ons verskuldig is aan God. Nou, natuurlik dink ek ook, daai verskuldigde dankbaarheid word opgewek deur die verlossing. Nou, God vra nooit iets van jou as hy dit nie vir jou gee nie. Dis 'n belangrike ding. Augustinus het ons gesê, eis Here wat u wil, gee wat u vra en vra wat u wil. Die Here vra nie van ons dankbaarheid, as hy nie dankbaarheid opwek nie. Dan kan hy nou dink as jy nou, as 'n pa nou vir sy kind sê, kom jy maar nou dankbaar wees vir my. En dan sê ek, ek sal dankbaar wees. Dis geen dankbaarheid nie, dis vrees. Nou, nee, dankbaarheid word opgewek en daar kom blydskap en daar kom dankbaarheid. Wat wek die dankbaarheid op? As ons nou dink aan die katekismes. Dit wat Christus vir ons doen. Dit wat Christus vir ons doen. Dit wek die dankbaarheid. Maar dit is ook 'n eis van God om dankbaar te wees. Nou, om dankbaar. Dis die wil van God om dankbaar te wees. Ek kan bietjie as mens nou hier kyk in 2 Tessalonisense, 1 Tessalonisense. Hoofstuk 5 vers 18. Wat kan dan? Colossense. 1 Tessalonisense. Maar jy is nou by 2 hoor. 2 Tessalonisense. 1 Tessalonisense 5. Kyk bietjie versie 18. Lees 'n bietjie daarso aan Johannes. Wees in alles dankbaar, want dit is die deel van God in Christus Jesus oor julle. Dis die wil van God, nee. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God. So dit is God eis dit ook. Hy soek dankbaarheid. Nee, kyk 'n bietjie na Efesiërs 5 vers 20 ook. Ons blaai 'n bietjie terug na Efesiërs 5. Efesiërs 5 vers 20. Marie, lees jy dit 'n bietjie? Lees sommer van vers 19 en dan vers 20. Spreek onder mekaar in psalms en lofsange en geestelike liedere. En sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Okay, met ander woorde, dankbaarheid word 'n kenmerk van die Christelike lewe, né? Kyk 'n bietjie ook na Kolossense 4 vers 2. Kyk 'n bietjie Johannes, jy het Kolossense 4 vers 2 daar. Ja. Kan jy lees 'n bietjie vir ons? Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Okay, so dankbaarheid, né? Nou, so met ander woorde, ons is God verskuldig, dankbaarheid verskuldig, maar hoekom? Omdat hy dankbaarheid in ons opwek. Hy wek dankbaarheid in ons op. Nee, dink dan net 'n bietjie, kom ons blaai nou so 'n bietjie na Psalm 116 toe.
Kyk nou 'n bietjie, kom ons lees 'n bietjie daar in Psalm 116. Johan, ek gaan in vers 1 lees, Marie, jy vers 2, en dan, so nou kyk ons net so 'n bietjie daarna, na hierdie ding. Ek het lief, want die Here hoor my stem en my smeekinge. Want hy het sy oor tot my geneig, daarom sal ek hom in my dae aanroep. Kyk hard, wat sien ons daar? Ek het lief, want die Here hoor my. Sien jy dit? Nou, hy was in nood, hy was in 'n krisis. Hy het die Here aangeroep, die Here het hom verlos. Wat gebeur met Dawid? Hy word lief vir die Here. OK? Want hierdie Here verlos my. Nou, kyk 'n bietjie versie 3. Johannes? Bande van die dood het my omring, en angste van die doderyk het my getref. Ek het benoudheid en kommer gevind. Nou gaan hy dieper in op sy krisis en bande van die dood het hom omring. Maar ek het die naam van die Here aangeroep. Ag, Here, red my siel. Die Here is genadig en regverdig, en ons God is ontferm. Die Here bewaar die eenvoudige en ek het swak geword, maar hy het my gehelp. My siel keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. Want U het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling. Ek sal wandel voor die aangesig van die Here in die land van die lewendes. Kyk nou wat het die Here alles vir Dawid gedoen, dit is geweldig, né? Ek het geglo toe ek gespreek het, ek is diep neergebuig. Ek het in my angs gesê, alle mense is leenaars. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. Weet jy daarso, nee, wat sê hy? Die Here het hom verlos, sê hy, wat sal ek die Here vergeld? Hy sê, ek het lief, want die Here hoor my. Die Here het my gered, wat sal ek die Here vergeld? Hy wil iets terug doen vir die Here, want die Here het hom verlos. Nie, die verlossing wek op 'n lewe van dankbaarheid en blydskap en liefde, né? OK. Lees 'n bietjie versie 14 dink ek. Marie? My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. So hy daar in die Here toe hy in sy nood was, het hy geloftes gemaak. Te sê, Here, as U my verlos, dan sal ek U wil dien. En nou het die Here hom verlos, nou wil hy. Nou, OK. Kosbaar is die oë van die Here, die dood van sy gunsgenote. Ag Here, sekerlik, ek is U knegt, ek is U knegt, die seun van U diensmaagd. U het my bande losgemaak. Ek sal U 'n offer van danksegging bring en die naam van die Here aanroep. Haak dit al. U het my bande losgemaak. Ek sal 'n offer van danksegging bring. Sien julle daai? Die Here se verlossing wek die dankbaarheid op. Nou, OK, wat sê versie 18? Ek sal my geloftes aan die Here betaal en in die teenwoordigheid van die ganse volk. In die voorhoewe van die huis van die Here, binne in jou, o Jerusalem. Halleluja. Nee, so, ek dink in Psalm 16 en my sien dit tog baie ander plekke ook, die verlossing wek dankbaarheid. Die Here eis dankbaarheid, dit sien ons. Maar hoe kan ons aan die eis voldoen? Omdat die Here die dankbaarheid opwek deurdat hy ons verlos. OK, maak dit sin vir julle? Goed, nou die volgende belangrike ding wat ons moet raak sien is, nou kom hier iets interessants na vore. Want Sondag 32 begin nie dadelik te praat oor dankbaarheid nie, nou. Dit begin sê, waarom moet ons nog goeie werke doen? Terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is. So hoekom moet ons dan nog goeie werke doen? Hoekom moet ons nog goeie werke doen? Nou ek gaan nou net probeer om iets vir julle te sê oor die verband tussen hierdie en dankbaarheid. Nee. Maar goed, kom ons kyk 'n bietjie. Wat sê die antwoordjie, Marie? Omdat Christus, omdat hy ons met sy bloed gekoop en vrygemaak het, ons ook deur sy Heilige Gees tot sy ewe beeld vernuwe. Kom ons stop eers net daar.
Hoekom moet ons nog goeie werke doen? Soos vernuwe. Omdat Christus ons, nadat hy ons gekoop het met sy bloed, ons ook vernuwe. Ok, so met ander woorde, mens kan, as ons nou so nie daar net dit, hier op die bord van die spreuke, ok, ons dink dan bietjie. So, daar is ons goeie skepping, sondeval. Okay? Hier is ons by die nuwe hemel, nuwe aarde. Okay? Nou, na die sondeval. Ons kyk so, sondeval. Okay? Na die sondeval is hier 'n klomp goeders wat nou gebeur. Ons teken het, gaan so iets wil jy teken. Okay. Hierso is ons, na die sondeval, slawe van sonde. Okay, en Satan. Okay, maar, meer nou, ons staan oor hier, onder die oordeel van God. Want ons is skuldig, ons het ook met ons verdorwe nature is ons slawe. Nou, uit genade kom Christus, nie? Uit genade en liefde stuur God die middelaar. Okay? En hy wat is dit? Hy betaal ja. Wacht. Gaat het zo? Ja. Hy is ons so. Hy sterf. Staan op. Okay. En as hy dan opstaan, dan is dit nou hier.
Christus kom in hierdie onder die oordeel van God in, onder die koninkryk van sonde, onder die slawerny van sonde in, hier sterf aan die kruis en hy staan op, nie weer hier nie, maar as 'n nuwe skepsel in die koninkryk van God. Nou as Christus sterf en sy opstaan, wat doen hy? Ek die skuld. Ek wil skryf hierso. Ja, betaal die skuld. Betaal sondeskuld. Verlos ons uit sondeskuld. Ons kan ook sê regverdigmaking. Okay? En ek is geskryf. Regverdig. Vir wie doen hy? Nee, wag. So dan is dit wat doen hy nou? Ja, ons kan ook sien, hy verlos ons uit die betaal die skuld en hy verlos uit die mag van sonde. Uit die mag van sonde. Eens uit die mag van sonde. Okay. So vir wie doen hy dit? Wie doen Jesus dit? Elkeen moet inglo. Ja, vir elkeen. Wat ware geloof Okay, nou met ander woorde, wat dan gebeur is, deur die geloof word ek in Christus se sterwe ingelyf en in sy opstaan. Nou leef ons hier. Al die gelowiges leef nou nie meer in die koninkryk van sonde en Satan nie, maar nou in die koninkryk van God. En hier binne die koninkryk van God is jou skuld. Jou skuld is betaal, jy is verlos uit die skuld. Jy is ook verlos uit die mag van sonde en Satan, jy is nou in die koninkryk van God. Maar hier vernuwe Christus jou. Christus vernuwe jou ook deur die werk van die Heilige Gees wat oor ons kom. Christus vernuwe deur die Heilige Gees. Okay? En uiteindelik is daai vernuwing proses klaar as ons opstaan en hier leef. So jy kan sê hier is die vernuwing afgehandel. Ook het vir sin. Okay, so dis waarmee Christus die hele tyd besig is. Okay, so Christus het my skuld betaal. Christus het my verlos uit die mag van sonde. Nou is ek nie meer 'n slaaf van sonde nie, ek is nie meer onder die oordeel van God nie, maar ek is nou in die koninkryk van God, 'n kind van God. Christus is besig om my te vernuwe deur sy Heilige Gees. En wat word daai vernuwingswerk? Bring goeie werke voort. Okay? Waarmee ek God verheerlik, en hom dankbaar is. En waarmee ek vir myself sekerheid kan sê, wow, ek is nie wat hier het ek so geleef nie. Nie so dat ek geleef as 'n slaaf van sonde en 'n slaaf van Satan onder die koninkryk van God. Nee, begin my lewe nou anders dan. Okay? Glad nie volmaak nie, want die Here is besig om my te vernuwe. Okay? Maar dit is totaal en radikaal anders. Dit is 'n ander koninkryk. En dis uit hierdie koninkryk, dit is anders. En binne hierdie nuwe koninkryk
werk God anders nie. As ek 'n slaaf van sonde, as ek 'n slaaf van God. Jesus vernuwe my. Hy werk 'n nuwe wil in my. Ek begin ander goeders doen. Verstaan julle dit? Ja? En so wen ek ook my naaste vir Christus. Ja? So wen ek ook my naaste vir Christus. Want hier is al mense hier in die koninkryk van sonde en Satan, want hierdie wêreld voor die Here kom ons is hierdie twee koninkryke nog ons boer kan kom. Nou sê maar hier leef anders. En ek is 'n getuie so vir my naaste. Dan maak dit vir julle sin. Okay. Wat sê dan? Amper stop. Kom ons gaan nog so 'n bietjie. Ek wil iets sê so sê. As Christus ons nou vernuwe deur sy Heilige Gees. Hoe dink julle werk dit prakties? Ek dink hy werk in ons 'n nuwe wil. Hy werk in ons 'n nuwe wil, maar kyk nou 'n bietjie. Hy dink aan 'n nuwe verbond. Hy werk, hy sit vir ons 'n nuwe, gee vir ons 'n nuwe hart. Hy doen al daardie dinge. Dit is wat hy deur sy Heilige Gees doen. Maar ek dink daar's iets baie belangriks wat ons ook moet raak sien, en dis wat ons nou in Psalm 16 gelees het. Daai nuwe wil van my staan nie los van my dankbaarheid. Want hier, kyk ek heeltyd en ek sien, wat het Jesus vir my gedoen? Okay? En dit sê, wow, ek wil 'n ander soort lewe leef. Ek wil my nou toewy aan God. Ek wil 'n nuwe lewe leef, waar ek my nie meer toewy aan sonde en Satan nie, maar my toewy aan Christus en aan God. Ek dink dit is hoe die Heilige Gees ook daardie dankbaarheid in ons hart gee vir my oë om Christus te sien en wat Christus vir my gedoen het die hele tyd. Okay? Maak dit sin vir julle? Kyk 'n bietjie net, as jy nou lees hier so in 2 Korintiërs. Gaan dan na 2 Korintiërs hoofstuk 3 toe. Paulus praat dan, kyk vers 18. Hoofstuk 3. Ja, die laaste vers. Ek dink daarso. Wie moet nou lees? Ek kan nou. Johannes lees hy soms. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Okay, nou dis nou nogal so 'n moeilike versie daai. Maar ek dink daar is ons genoeg duidelikheid dat ons ook daarop kan sien wat daar aangaan. As jy ons kyk met 'n onbedekte gesig na die Here, na die heerlikheid van die Here. Daai Here is Christus. Ons sien Christus. Ons sien die heerlikheid van Christus aan die kruis. Soos daar in Johannes Evangelie nogal staan voor. Ons sien die heerlikheid van die opgestane Here. En waar sien ons dit? In die prediking van die woord. Kyk nou 'n bietjie daarna versie 4. Versie 3 en versie 4. Marie, lees jy vir ons versie 3? Want julle duidelik 'n brief van Christus. Nee, versie hoofstuk 4 versie 3 bedoel. Maar as ons die evangelie dan nog bedek is, dit bedek in die wat verlore gaan. Naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het. Kyk nou daai sinnetjie wat nou kom, want daar sien ons iets oor die evangelie. Nou natuurlik, God oorwin daar die Satan wat ons oë verblind, en ons sien dit in versie 6, maar ons gaan nie nou daarna kyk nie. Maar kyk nou wat kom nou staan. Sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, nie op hulle sou skyn nie. Maar as God deur sy genade die blindheid wegvat, wat sien jy? Die evangelie verligting. Nou kan jy sien, wat sien jy? Jy sien die inhoud van die evangelie, wat is dit? Die heerlikheid van Christus wat die beeld van God is. So waar sien ons die heerlikheid van Christus? In die evangelie.
Soos hoofstuk 3 vers 18 sê, dat ons kyk na die Here, na die heerlikheid van die Here aanskou, wat beteken dit? Ons sien dit deur die werking van die Gees in die woord. Dis wat Jesus doen, Jesus vernuwe my deur die Gees, sodat ek kan sien, en wat sien ek? Ek sien Christus, en ek sien wat Christus my gedoen het, en die wow van dit wat Christus my gedoen het, en wat veroorsaak dit in my lewe? Vernuwing. Ek word al hoe meer en vernuwing. Nee, maar dit gaan gelyktydig saam met die dankbaarheid en die blydskap, en dit maak dit al oorgaal by my. Maak dit vir julle sin? Ok. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na vraag 87. Kan die mense ook dan salig word wat in hulle goddelose lewe hulle goddelose en ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie? Kan die mense salig word? Nee, hoekom nie? Glad nie. Die skrif sê dat geen onkeuse, afgodsdienaar, egbreker, dief, gierige, dronkaard, lasteraar of rower of dergelike die koninkryk van God sal beerwe. Ok, met ander woorde, daar moet regtig sonder 'n lewe van bekering en dankbaarheid is jy nog nie gered. Nou wat die katekismes bedoel met bekering en dankbaarheid is deel van hierdie vernuwing. Daai vernuwing is 'n lewe van bekering. Dis 'n lewe van bekering. Ons kan dit ook 'n lewe van heiligmaking noem. Ok? En as ons nou by Sondag 33 volgende keer aankom, sal ons nou sien wat dit presies is. Maar sonder 'n lewe van bekering waar jy gedurig nuut word, soos wat ons nou gesien het hier in 2 Korintiërs 3 vers 18, kan jy nie gered word. Hoe kan ons sê, is jy nie gered nie? As ons nou die prentjie kyk, hoekom sal ons dit sê? Daai ouens waarvan Sondag of vraag en antwoord 87 praat, daai ouens die onkeuse, afgodsdienaar, egbrekers, dief, gierigaards, dronkaards, lasteraars, rowers en die sulke. Waar was hulle as julle nou moet sê? Slawe van sonde. Hulle is nog slawe van sonde en hulle is onder die oordeel van God. Ok? Want wat sou met hulle gebeur het as hulle deur die geloof in Christus ingelei is? Vrugte. Hoekom? Omdat hulle gered is. Omdat hulle gered is en stem saam, maar verduidelik bietjie meer hoekom sou hulle vrugte gedra? Omdat Christus hulle vernuwe. Omdat Christus hulle vernuwe, omdat ek saam met Christus gesterf het vir sonde nog. Saam met sonde sien in my koning wat ek dood vir hulle. Nee? Ek sien hier onder die oordeel van God en dat my skuld is betaal, maar ek sal nie meer onder die slawe, onder die sonde, koning sonde en koning Satan, want ek het dood gegaan vir hulle. Maar waar leef ek? Ek leef in Christus, koninkryk van God. En wat gebeur binne die koninkryk van God? Christus is besig om my te vernuwe. Ok? En dan kan ons nou moontlik wees dat ek nou nog gaan besig wees met daai soort lewe. Nee, hier is ek besig met 'n lewe van bekering. Besig met 'n gedurende lewe van bekering of 'n lewe van vernuwing. Ok, maak dit sin vir julle? En dis hoekom ons ook uit die vrugte van die nuwe lewe kan sê, wow, ek is regtig verlos, ek is nie 'n slaaf nie. Maak dit sin vir julle? Beteken dit ek moet sekerheid kry omdat ek 'n amper volmaakte lewe leef? Hoekom nie? Want ons die stryd met sonde is nog baie sterk. Ja, die sonde mag is nog hier. 'n verdorwe natuur lewe nog hier en dit nog invloed hier op my. En dis eers hier waar dit klaar is. Nog nie hier. Want hierdie kan ons nog baie keer praat, baie worstel ons met verskriklike sondes, die wonder net hoekom kry ek dit nie reg nie. Maar jy worstel daarmee. Maak dit sin?
jy sê Jesus sê dit jy nou reg waar jy gaan maar net aan. En jy worstel vir die regte rede, jy worstel omdat jy sê, maar dit worstel want anders gaan God my nie vergewe nie. Dis die verkeerde rede. Dan lewe jy nog hier. Ja, ek sê, maar ek stel in sonde. Maar sonde is betaal. Dit maak my hartseer as ek sonde doen, maar ek weet, ek hoef nie my sonde skuld te betaal deur goed te lewe. Dis betaal. Maar juist omdat dit betaal is ek dankbaar en daarom wil ek nie meer daarmee gaan. En juist omdat ek weet ek is verlos uit die mag van die sonde, wil ek daarmee stil. Ek kan nog met sin vir jou. Goed, gaan ons tot rus. Kom ons bid. Onse Vader, baie dankie dat ons nou weer in die woord kon wees vanmiddag. Dankie Here dat ons meer oor U kan leer en oor die nuwe lewe wat daar nou is. Geef vir ons oë, Here, geestelike oë, hartsoë, oë van die verstand, om Christus te sien, sodat ons met onbedekte gesig Christus kan sien, en meer as ons sien, hoe meer ook vernuwe te word. Dankie dat ons so na U toe kan kom. Amen.